vanoggend 'n baie goeie dag. Wat 'n voorreg vanmôre om saam met u te kan wees en net eer aan die Here in hierdie môre te bring. En ek wil vanmôre hierdie diens heeltemal anders begin soos wat ek dit gewoonlik doen. Ek gaan nie eintlik 'n diens vanmôre hou nie. Ek gaan net iets met die deel wat in my hart vanmôre is. En daarom gaan ons eers saam bid. En ons gaan vir die Here dankie sê. Vader, baie dankie dat ons in hierdie dag, hierdie baie geseënde en goddelike voorreg kan hê, om ons oë op te staan na die genade troon van die ewige God. Om vanmôre te besef, Here, ons staan in 'n verhouding met ons ewige Skepper. Die een wat was en die wat sal wees tot in alle ewigheid. Hy het self gesê het vir Maria, kyk, jy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Dat ons in hierdie dag, Here, met dankbaarheid voor die troon kan kom en sê dankie vir hulle, wat ons al reeds vooruit gegaan het, maar ook nog saam met ons is. Dankie vir hulle, Here, wat nooit opgehou bid nie. 'n moeder, 'n vrou, dat ons in hierdie dag nog staan kan wees deur die groot genade van U as God. En dan gaan kyk ons deur die woord van U, Here, dan sien ons menigmale hoe U deur middel van, by wyse van spreuke, praat oor vroue en deel oor vroue. En die waarde daarvan in ons samelewing. Dat ons dit hoog sal ag, Here, en dat ons werklik waar in hierdie dag net kom en met diepe dankbaarheid voor U staan en sê, Here, dis 'n moeder van ons kinders. Dis ons moeders wat ons al vooruit gegaan het. Maar dis hulle saad van hulle gebede vanmôre wat in ons lewens is, dat ons kan aangaan en dat ons kan voortbou en dat ons kan staande bly en dat ons die woorde van hulle kan onthou, Here, woorde wat nie altyd gespreek het nie, maar woorde wat beskerm het, woorde van liefde, woorde van jy's my kind, woorde van ek sal jou nooit weggooi nie. Ek dink so aan die vrou, Here, wat by U gekom het en wat van die tafel af net iets gesmeek het. En Here, wat U met haar eintlik gedeel het en met haar gepraat het en haar eintlik getoets het. En soos 'n hond, Here, wat gekom het en U praat op so mooi, besonderse wyse, en daar's iets wat U vir ons wil leer daarin, dit is dat te midde van dit alles, Here, te midde van enige omstandighede en situasies, skuif 'n moeder haar kinders nooit een kant toe nie, of laat hulle nooit agterweë nie. En dis in 'n dag soos hierdie, wat ons vir U wil sê, baie dankie, Vader, in Jesus naam, amen. Nou, dit is my 'n voorreg om saam met U op die lig te wees, en soos ek vanmôre gesê het, ek gaan nie werklik deel nie, ek gaan vanmôre net iets met die, soms so net uit my hart uit praat, en terwyl ek so deur my oorlede skoonmammie se goed gaan, ek gaan nou vir U wys, besef ek, weet jy wat laat ons na vir ons kinders? Wat gee ons vir ons kinders? En almal het alles gesoek. Al wat ek gesoek het, was net een ding. Ek het 'n Bybel gesoek. Dis vandag Moedersdag en ek wil aan elke vrou wat inskakel en na hierdie boodskap vandag luister en wat later na die boodskap gaan luister, wil ek vir U sê, U is 'n besonderse mens. En moet nooit die waarde van die mens wees of vrou wees onderskat nie.
God het u in die lewe geroep en die lewe gebring met 'n rede, met 'n doel. En dalk is daar moeders wat kinders langs die pad al reeds verloor het. Maar ek wil u bemoedig in die dag deur vir u te sê, ek weet, dis nie maklik nie. Ek kan my nie indink in u skoene nie. Ek kan onthou die dag toe ons die nuus moes gaan deel het aan my oorlede skoonmoeder, toe my swaartjie op die ouderdom van, ek dink 33 jaar oud, afgesterf het. Wat dit doen aan 'n moederhart. Baie keer wanneer ek daar gesit het en met haar gepraat het en gesê, "Mami, hoe voel jy? Mami, wat gaan in jou hart om?" Het sy nagte deur met die Here geworstel het. Omdat sy gesê het, "My kind, weet jy wat, ons het klaargemaak, ons gaan eerste." Maar wat baie min mense geweet het, en ek het dit genoem die dag op sy begrafnis, en dit was, dat ek persoonlik die voorreg gehad het, om hom 'n paar dae voor sy dood, 3 uur die oggend, na die Here toe te kon lei. En dit alles, het hy die moeite werd gemaak. En daarin, kon sy berusting vind, met die wete, hy het al vooruit gegaan, maar hy het gearriveer by sy ewige tuiste, 'n moeder, wat geworstel het. Want jy sien, 'n moeder se liefde is anders. Dus ek het hierdie stukkie geskryf, en ek het die voorreg gehad om my eie ouers, sowel as my skoonmoeder, my skoonmoeder en skoonvader, hulle was, my skoonma en skoonpa, hulle was in my gemeente, hulle het my help die gemeente bou. Ek kom nou foto's in haar Bybel af, en dit is al wat ek wou gehad het, maar sy het iets geskryf, en sy het hierdie een Sondag, het sy op Moedersdag, het sy dit gelees. Dit is, ek van baie jare terug, en ek kry dit in haar Bybel vanmorgen, ek wil dit graag vir u lees. Liewe Heer, hou elke vrou asseblief in die palm van u hand. Gee ons 'n warm hart en 'n helder verstand, sodat ons die ritme van ons lewenspad kan voel en aanvaar. Dis haar woorde gewees, nee? En wanneer die storms kom, laat ons asseblief elke keer langs u voete uitspoel. Gee ons die krag om vol te hou elke dag, sodat ons lewensreis einduit kan loop. Elke tree, hand aan hand met u. En wanneer dit moeilik raak, help ons om lief te bly vir u. Ons Skepper God, sodat ons almal seën kan ervaar in Suid-Afrika, want die enigste plek waar ons altyd veilig kan wees, is by u. Dankie vir elke vrou in ons mooi land. Amen. En ek wil in hierdie môre, dit was haar eie woorde, baie jare gelede. En dit is haar woorde vanmôre. Fransie Burger. Haar woorde vanmôre. En wie, dit is een van die redes waarom ek vanmôre hier kan staan en met openhartigheid oor haar kan praat en oor my eie ma, wat ons lank al vooruit gegaan het. Maar dit is 'n moeder se gebed wat nooit tou opgegooi het nie. Dit is 'n moeder se gebed wat aangehou bid het. Nou ek wil vanmôre vir julle lees dit 'n gedeelte en ek gaan net so kortliks daaroor praat in Spreuke 14. En dit is my so mooi en dit gaan vir my so om met
met die hart van 'n moeder, wat nooit neerkyk, of nooit voortrek, of nooit die een hoor ag as die ander een nie. Spreuke 14 vers 1 sê, die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af. Die wysheid van vroue bou die huis. En ek vra myself die vraag, terwyl ek die gedeelte lees, wat 'n huis? Wat 'n huis, want hy sê die wysheid van vroue bou die huis. Wat 'n ma, wat 'n moeder wil nie haar kinders gelukkig sien nie. Ek sê altyd, as kinders gelukkig is ek gelukkig. Ek gee nie om nie, vir my is dit, gaan nie vir my meer oor geld, of oor status, of oor enigiets in hierdie lewe nie. Want weet jy wat, ek weet, my lewenspad vorentoe is korter, as die een agtertoe. Daarom wil ek vanmôre soos 'n Paulus uitroep en sê, ek is in 'n reis, ek is in 'n wedloop betrokke, en ek hardloop hom, want ek het een ding geleer, want sy was ook my geestelike gebedsmaat, my skoonma. Sy was die een, wanneer ek vinnige skrif moes kry, dan stuur ek uit van boodskap, en sekondes later, dan sal die boodskap deurkom, my kind, dit staan daar, of dit staan daar. Ek het een ding gesoek, weet jy waarom? Al Bybel. En ek wil hier vanmôre wys, hoe lyk al Bybel? En ek hoop en vertrou ek kan sien, want hy val so uit mekaar uit, en dit is hoe hy lyk. Maar ek vat hierdie Bybel, en ek gaan kyk na hom. En weet jy wat sien ek? Datums, tye, met my naam, my vrou se naam, my kinders se name, haar kinders, wat neergeskryf is, wat God net op haar hart gelê het. Kyk hoe lyk hy. Wat God net op haar hart, kyk hoe geonderstreep is hy. Jammer, ek kan dit nie sien nie, daar is hy. Geonderstreep, dit val so uit en deur mekaar, en dan gaan kyk ek en sien hoeveel keer in tye wat ons gedink het sy weet nie, wat sy vir ons gebid het, wat die datum en die tyd neergeskryf is. En weet jy hoe wonderlik is dit om dit te kan meet? Want ek het 'n boekie, en hierdie boekie het ek jare terug begin skryf, en dit was 3:00 die môre, 4/10/1995. Dit was 'n woensdagoggend, Johannes 14 vers 12. En wanneer ek na hierdie boekie gaan skryf, en hy val nou ook uit mekaar uit al, en ek wil nou nie, want die blaaie val redelik al, ek hou net so vas. Dan gaan kyk ek in hierdie boekie, en ek sien datums, tye, en skrifte, wat ek neergeskryf het. En wat ons nooit oor gepraat het, of met haar gedeel het nie, maar dan gaan ek deur haar Bybel, en dan sien ek dieselfde skrif, dieselfde datum, dieselfde tyd in haar Bybel aangeteken. Ons dink 'n moeder weet nie. Ons dink 'n moeder verstaan nie. Ons dink 'n moeder het nie daai begrip nie. En ek kyk en ek sê, Here, U is die Here. Ek praat vanmôre met baie compassion met haar, omdat sy deel was, as ek so terugdink, terwyl ons die kerk gebou het, worsbroodjies wat ons verkoop het, dit was hulle gewees, wat altyd daar was. Dit was hulle gewees, wat ons bygestaan het. Ek kyk vanmôre hierso, en hierdie is ook van die mense wat ons al
lankal vooruit gegaan het, ek wil ons 'n bietjie nader bring. Van hulle is ons lankal vooruit. En van hulle lewe nog. En dit was in ons eerste fase. En waar kry ek vanmôre hierdie foto's? Ek kry hierdie foto's vanmôre in haar Bybel. En as jy sien so in die agterkant, daar's 'n rooi Hyundai Getz waar daar staan. En dit was waar ons pad begin het. Snaaks genoeg, nadat ek die ongeluk gehad het, het ek gewonder, wat gaan ek doen? Gaan ek weer 'n groot kar koop? Wat gaan ek doen? En ek kom vanmôre op die foto na Bybel af. Soveel jare daarna, vir die eerste keer kyk ek werklik en ek sien, maar hier staan 'n rooi Hyundai Getz, presies soos die foto wat Mamy geneem het. Er staan daar 'n rooi Hyundai Getz, presies dieselfde een. Ek wil nie sê dieselfde een, maar 'n rooie, presies so ene. En ek dink die Here, U is so wonderlik. 'n moeder. En sonder dat ek besef hoe profeties die Here haar eintlik gebruik het. En die inspraak wat sy in my lewe gegee het, wat ek onthou een ding, terwyl almal my veroordeel het, terwyl almal 'n vinger na my gewys het, was sy die een wat nie tou opgegooi het nie, was sy die een wat vir my gebid het, was sy die een wat aanhou glo het, was sy die een wat nie haar rug op my gedraai het nie. Ek praat vir my skoonmammie, want sy was my gebedsmaat. Sy was vir my 'n moeder, net soos wat my eie ma vir my gebid het, vir my daar was. Maar ek het die voorreg gehad om met my skoonma 'n pad te stap. 'n baie besonderse en unieke pad. Want dit is deur haar aanmoediging en deur haar liefde en deur haar omgee en deur haar compassion vir die Here wat ek vandag hier kan staan en sê, moenie 'n moeder gering skat nie. Seun, dogter, wanneer jy na hierdie boodskap vandag luister, kry waardering vir jou ouers. Kry waardering vir solank hulle daar is. My seun stuur gisteraand 'n boodskap vir my. En hy sê, pa, ons kan nou vandag ongelukkig nie daar wees nie. Wat 'n mens verstaan. Maar hy sê een ding. En dis eintlik waarop dit neerkom. Ek wil vir pa geld oorbetaal. Want ek wil hê ma moet vir haar 'n bos blomme gaan uitsoek. Ek wil vir haar blomme gee. Hy sy vroukie en ek sit so en dink aan die woorde van hom en dit tref my en weer eens dat ons so baie keer wil ons, en ek sê hierdie nie as 'n treurige opmerking nie, maar ons wil baie keer blomme gee wanneer dit te laat is. Ons wil baie keer die mooiste blomme bring wanneer dit te laat is. En ek kan onthou baie jare terug het ek gesê, gee blomme terwyl jy lewe. En ek onthou, iets daarvan moes in sy gees gaan vassit het, wat hy sê, ek wil blomme gee terwyl sy lewe. Ek wil blomme gee sodat sy die waardering daarvoor kan hê. Blomme gee om te wys, ek gee nog steeds om. En hierdie môre wil ek jy vra, wat gee jy en ek? Wat gee jy en ek vir mekaar?
En dan sê ek, kom ons gee, terwyl ons nog daar is vir mekaar. Want jy sien, die wysheid van 'n vrou het ek gesien in my ma en my skoonmoeder. Om 'n huis te bou beteken om hulle by mekaar te hou. 'n Wyse vrou bou 'n huis. 'n Wyse vrou hou haar kinders en haar familie by mekaar. 'n Wyse vrou kraak nie af en breek nie af en sê nie sleg nie. 'n Wyse vrou tree op ooreenkomstig die wil van God. 'n Wyse vrou tree nie op in sotheid nie. 'n Wyse vrou beskerm en maak toe. 'n Wyse vrou dra. 'n Wyse vrou is iemand wat compassion het. En dit is wat 'n wyse vrou vir my nagelaat het. Dis my die belangrikste. Want geen goud, geen silwer, geen geld in hierdie wêreld kan dit koop nie. 'n Wyse vrou wat my bring het voor my Skepper. 'n Wyse vrou wat vir my dit nagelaat het. Die boek van die lewe om seker te maak, sou aanbid vir my. Om seker te maak, my naam word opgeteken in die boek van die lewe. Dis 'n vrou van wysheid. Nooit het sy gevra, wat kan ek kry nie, maar altyd het sy gegee. Weet jy, op hulle gryse ouderdom, wat hulle gehelp het. Waar ek gegaan het in die wêreld, waar ek gereis het. Dis 'n wyse vrou. Dan sien ek hy karaktereienskappe in my eie vrou. En dan kry ek hierdie Bybel, wat so uit mekaar uitval, en wat self so geskryf is. En ek wil amper sê, hy is nie vergete nie, maar ek heg baie waarde aan hierdie Bybel. Dan onthou ek hierdie Bybel, was die Bybel wat sy vir my gegee het. En dit was toe ek my graad gevang het. Ek dink ek gaan hom net so draai, ek kan nie beter sien. En dan kyk ek na dit, en ek sien hoeveel jare terug. En ek gaan kyk na die beloftes en die merke daar, en besef ek, maar dit is wat 'n wyse vrou my geleer het. Skryf alles neer. Want pen en papier kan nooit vergeet nie, maar ons gedagtes vergeet. Maar pen en papier kan nooit vergeet nie, nooit nie. En dit is waarom sy my geleer het. En jy kan sien, hy val heeltemal uit mekaar uit. Dis die bladsy wat oral is, ek wil so graag by mekaar hou. Soveel mense het op my al gevra, wil ek nie 'n boek uitbring nie. Ek het 'n vriend wat boeke skryf, en hy is nou weer besig om 'n boek te skryf, en hy kan dit gerus vir my laat weet as hy daarvan soek. Louis Rautenbach, dierbare vriend, na soveel jare, ek en hy het min of meer in dieselfde tyd tot bekering gekom, jare terug saam gewerk in Babylonspoort. Na al hierdie jare kom ek en hy weer mekaar uit, en weet jy wat, hy het nooit opgehou met soek nie, en hy was altyd daar, nooit geweet waardeur hy kom nie, en hy het nooit geweet waardeur ek kom nie, maar eerste was daar iets gewees, wat kort gekom het in ons altwee se lewens, en ons het roekelose lewens gelei, maar dank God, Louis het sy hart vir die Here gegee en tot bekering gekom, en net so, min of meer in dieselfde tyd, wat ons min geweet het in daardie tyd, het hy in Bethel by die koöperasie gewerk, en ek was in Kriel gewees, by Kriel
gemeente van saam met Dr. Nico Koetser op daardie stadium. Ons is by mekaar. Maar eintlik ook nie eens geweet van mekaar, terwyl Louis aangehou met soek het. Baie dae gewonder. Het al gewonder baie dae, wat het van die vriende of die familie of van iemand geword. Dan kry jy soveel waardering, wanneer iemand jou kontak, uit jou verlede, of net met jou praat, en jy besef die waarde, en eintlik die gemis, en hoeveel waarde jy werklik aan die persoon geheg het. En besef ek, dit was ook 'n moeder, wat vir hom of haar daar was. Die môre is dit my hartsbegeerte aan u, nie net om een keer 'n jaar 'n moeder op te lig nie, om net een keer 'n jaar Moedersdag te hou nie. Maar weet jy, dit bring ons tot die besef dat ons elke dag dit moet so doen aan mekaar, dat ons waardering vir mekaar kan hê. En wanneer ons so teruggaan op die lewenspad en ons kyk so, dan sien ek hoe die Here haar gebruik het as 'n instrument. Ek praat van my skoonma, my lewe. En deur middel van die groei van my bediening, en sy die woord by die daad gesit, en die groei daarvan en tot vandag toe. En baie dae, weet jy wat doen ek? Wanneer ek antwoorde soek, ja, ek gaan na die Here toe, ek bid, ek roep uit, ek praat met hom. Maar dan besef ek, daar's 'n boek. Daar's 'n boek wat sy vir my nagelaat het. Sy het met wysheid opgetree. Ek het nie geld of enigiets, nie van my ma, nie van niemand, het ek gesoek nie. Al wat ek gesoek het was een ding. Dit was dit gewees. Baie dae kan ek teruggaan en ek kan gaan kyk in dit en ek kan gaan lees en dan besef ek, dit is weer hoe ek voel. En dan kom antwoorde. En dan kyk ek na 'n boek wat uit mekaar uitval. 'n hart wat hier geskryf het. Dis nie sommer net geskryf nie. En dis die nalatenskap van 'n moeder, wat dit besonders, uniek en anders maak. Moeders, mag hierdie dag en elke dag van die lewe vir 'n besonderse dag wees. Mag die waardering van ons samelewing u omvou en die kern en die waarde daarvan nooit verlore gaan nie. Want God het die dag gesit sodat die nageslag voortgebou kan word. Daarom wil ek vanmôre weer afsluit met hierdie woorde. Die wysheid van die vroue bou die huis. Leer om jou familie, jou kinders naby jou te hou. Ons besef eers die waarde daarvan wanneer die dag nie meer daar is nie. En ek sluit af weer met haar woorde.
want dis my manier hoe ek eer bring. Heer, hou elke vrou asseblief in die palm van die hand. Gee ons 'n warm hart en 'n helder verstand. Ek wil net dit insink in die hart, sodat ons die ritme van ons lewenspad kan voel en aanvaar. Ek wil hê jy moet vanmôre daai ritme voel en jy moet jou lewenspad aanvaar. En wanneer die storms kom, laat ons asseblief elke keer, Here, langs u voete uitspoel. Gee ons die krag om vol te hou elke dag, sodat ons die lewensreis einduit kan loop. Elke tree, hand aan hand met u. En wanneer dit moeilik raak, help ons om lief te bly vir u. Ons Skepper God, sodat ons almal kan sien, kan ervaar in Suid-Afrika, want die enigste plek waar ons altyd veilig kan wees, is by u. En ek sluit met hierdie woorde af. Dankie vir elke vrou in ons mooie land. Amen.